Goeienaand, geliefde luisteraar. As jy dalk vanaand die eerste keer na my luister, wil ek jou 'n wonderlike en voorspoedige nuwejaar toewens. En mag die Here se seën ryklik op jou lewe rus in hierdie jaar wat vir ons voorlê. Ek raak 'n baie belangrike onderwerp vanaand aan en ek vra die Here dat hy my sal help om hierdie woord oor te dra soos hy my gelei het. My onderwerp is: die dood neem jou na jou ewige bestemming toe. Daar word nie baie oor hierdie onderwerp gepraat nie. Ek was die week, inteendeel gister, op 'n begrafnis gewees van 'n vriend van my man wat sy eie dood veroorsaak het. En dit het my weer laat dink. En dis al wanneer baie mense dink aan die dood op begrafnisse. Maar eintlik is dit 'n baie belangrike deel van my en van u lewe. Want die oomblik toe ons gebore is, die woord sê daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. So ek is baie ernstig, baie opreg en baie toegewyd om vanaand hierdie boodskap aan u oor te lewer. Die dood neem jou na jou ewige bestemming toe. Kom ons lees Psalm 89 vers 49. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? Hier vra die psalmdigter 'n vraag. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie? Daar is slegs 2 uitsonderings waarvan ek weet. Henog en die profeet Elia wat lewendig in die hemel weggevoer is. Maar alle mense is in 'n vleeslike, sterflike wese wat nie vir ewig op hierdie aarde sal lewe nie. Ons almal is vleeslik en sterflik. Dit beteken ook nie dat as ons liggame sterf, daar niks van ons oor is nie. Ons gees wat ons van God ontvang het, is onsterflik en daarom sal ons gees nog lewe, al het ons liggaamlik gesterwe. Ons liggame is net 'n tydelike tempel waarin ons gees woon. 2 Korinte 5:1 sê, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God. 'n huis, nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Dis wat Paulus sê. Ek haal ook Psalm 116:15 aan. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Jy is kosbaar vir God, of jy het lewe in hierdie vleeslike liggaam en of jy tot sterwe kom. Daar is ook net 2 bestemmings na die dood. Maak nie saak wie, wat sê, of wat glo, of wat 'n tradisie verkondig word nie. Daar is net 2 bestemmings na die dood. Dit sal wees die hemel of die hel, of anders gestel die paradys of die doderyk. Gaan lees self die verhaal van Lazarus en die ryk man, wat Jesus vertel het in Lukas 16 vanaf vers 20. Maar daarby gaan ek nie vandag stilstaan nie. Lees ook Job 30 vers 23. Want ek weet, u wil my na die dood toe bring en na die huis waar al wat lewe saamkom. Paulus stem met hom saam. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Kan u dit ook sê? Of het u nie sekerheid oor u saligheid nie? Dit is 'n saak wat u nie kan nalat nie. U moet sekerheid van u saligheid hê en waar u lewe gaan deurbring nadat u gesterf het. Jesaja 1 vers 18 sê die volgende: Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Romeine 14:7 sê, want niemand van ons lewe vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dooie sowel as die lewendes te heers. Al dink baie mense so, behoort ons lewe nie aan onsself nie. Eendag sal ons met rekenskap gee van hoe ons lewe hier op aarde gelewe het. Christus het gesterwe en opgestaan, niemand anders nie. Daarom kan mense ook deur niemand anders gered word nie. Die loon van die sonde is 'n ewige dood sonder God. En niemand kan vir homself leef en sterwe nie.
Ons is onderworpe aan God terwyl ons op hierdie aarde lewe. Ons het nog hier 'n wil, maar na jy gesterf het, is jy in God se hande. Jesus is dan ook die heerser van die lewendes en die dooies. Ons is aan hom onderworpe, of ons dit dan wil weet of nie. As jy jou nie gewillig onderworp aan Jesus in hierdie lewe nie, het jy geen keuse na die dood nie. Keuses kan net uitgeoefen word in hierdie lewe. Daarna is jy in God se hande, en jou lewe op hierdie aarde sal bepaal hoe God jou dan sal hanteer, want vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. As jy nie met hom versoen is deur Jesus Christus nie, gaan jy nie die ewigheid saam met hom deurbring nie. Hierdie is dan 'n onderwerp wat u nie ligtelik kan opneem nie, want die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die ewige oordeel. Kinders van God voor die regte stoel van Christus en sondaars voor die wit troon oordeel. Die vergelyking wat Jesus stel tussen die smal en die breë weg, sê ook vir ons dat daar nie 'n ander weg is, so sekerlike menslike sieninge dit wil hê nie. Soos ek gesê het, is daar ook net 2 plekke waarheen ons kan gaan met ons afsterwe op hierdie aarde. Daar is geen tussenplek waar ons vir 'n tyd lank kan ly vir ons sonde nie, om dan daarna in 'n paradys opgeneem te word nie. Daar is dus net een van 2 maniere waarop jy sal sterwe, in Christus of sonder Christus. Soos Paulus gesê het, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. As jy in Christus lewe, sal jy ook in Christus sterwe. Die dood is dus deel van ons alledaagse bestaan. Baie mense sterf elke dag. Die dood kom ook op verskillende maniere na mense toe. Onverwags deur ongelukke, verwagte dood deur siekbeddens lank of kort, moord en doodslag, maar ook deur mense wat self hulle eie dood veroorsaak. 'n Rede hiervoor is dat mense nie meer God vrees nie en onverskrokke lewe asof die dood buite hulle bereik is. Kom ons lees Lukas 12 vers 4. Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie, maar vrees hom wat nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Hedendaagse prediking, wat ingestel is om mense se ore te streel, sê, moenie die mense bang maak met die hel nie. Dit is nie ware bekering nie. Wat is egter die uitwerking van hierdie prediking? Mense glo nie meer in die hel nie. Kan ek 'n voorbeeld gebruik van hoe belangrik kennis oor die hel is? As jy saam met kleuters om 'n swembad sit en jy sien een van hulle loop op die swembad af, wat gaan jy doen? Jy gaan hierdie kindjie van 'n gewisse dood red. Net so belangrik is prediking oor lewe na die dood, want sonder hierdie kennis kan mense vir ewig verlore gaan. Die werklikheid van die hel word ook nie bepaal deur wat mense glo of nie glo nie, maar deur die woord van die Here wat sal vasstaan tot in alle ewigheid. As daar iemand is wat jy maar kan glo, is dit die woorde van God, want hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Hy kan nie lieg nie, en daar is ongeveer 150 skrifversies in die Bybel oor die hel. Nogal baie oor 'n onderwerp wat in vandag se lewe liewer vermy word en nie meer ernstig opgeneem word nie. As jy God vrees, sal daar ook vrees in jou hart wees vir sonde, die slegte dinge wat die lewe ons bied en wat mense deesdae geniet om te doen. Party mense put genot daaruit om te steel, te slag en te verwoes, en ons weet wie hulle aanbid en wie hulle God is. Mense fokus ook meer op die genietinge van hierdie lewe. Kyk hoe drankmisbruik toegeneem het veral onder die jeug. Nikotienverslawing, veral hierdie habli-babli wat hulle so rook. Die jong mense is gaande daaroor. En dan die toeneem van dwelmmisbruik. Dit is algemeen en nie meer 'n uitsondering nie. Tensy jy selfmoordneigings het, sal jy nie voor 'n bus inloop nie, maar jou bogenoemde leefwyses skrik jou nie af nie. Jy leef in die oomblik en jou toekomstige bestemming is 'n vaal, onwerklike gedagte waaraan jy nie wil dink nie. Mense sterf daagliks
ook deur hulle eie toedoen. Longkwale wat deur nikotien veroorsaak word. Lewers wat ingee weens drankmisbruik. Sterftes deur dwelms en so kan ons maar aangaan. Ons weet ook dat die Satan se doel is om te slag, te steel en te verwoes. Dis sy wil om jou toekoms te steel deur jou besig te hou met goed wat jou vasvang en verslaaf, om sodoende jou lewenskwaliteit te verminder en vir baie eindig dit dan in 'n dood sonder God. Ek wil egter vandag stilstaan by selfmoord, of soos hulle dit deesdae noem, selfdood. Mense wat vir een of ander rede hulle eie lewe neem. Weet jy hoeveel mense pleeg jaarliks selfmoord reg oor die wêreld? Ek het bietjie gaan kyk. 'n Skokkende getal van ongeveer 1 miljoen selfmoorde en tussen 10 en 20 miljoen pogings tot selfmoord. Daar is slegs 6 selfmoorde in die Bybel, die getal van die mens. 5 in die Ou Testament en net 1 in die Nuwe Testament. Ons lees daarvan in Matteus 27 vers 3. Daarna het Judas, sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry. Het u dit al raak gelees? En die 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Dit is baie interessant om te sien dat Judas berou gehad het eerstens, en tweedens het hy erken dat hy gesondig het deur onskuldige bloed te verraai. Maar hulle sê vir hom, hierdie owerpriesters, wat gaan dit ons aan? Jy kan maar toesien. En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang. Judas se rede vir selfmoord was omdat hy skuldig gevoel het, omdat hy Jesus verraai het, en daarom het hy homself gaan ophang. Wat is van die redes waarom mense dan selfmoord pleeg? Lyding, spanning, hartseer, skuld of skaamte, katastrofiese beserings, finansiële verlies, selfoffer, wat in party godsdienste beoefen word, en eensaamheid. Daar kan nog meer redes wees, maar ek noem net hierdie. Daar is geen hopelose situasie nie, net mense sonder hoop, het iemand gesê. Ek gaan egter 3 hoofredes vir selfmoord vandag aanspreek. Mense wat geen selfwaarde het nie. Hulle voel nutteloos met geen sin in die lewe nie. Hulle gevoel van waardeloosheid en dat hulle 'n betekenlose lewe lei, kan mense tot selfmoord dryf. Vir mense kan hulle lewens waardeloos lyk, maar vir God tel elke lewe op hierdie aarde. Een rede, geen selfwaarde. Hoe waardevol is mense egter vir God? Sagaria 2:8. Want so sê die Here van die leerskare, want wie jou aanraak, raak sy oogappel aan. Dit is hoe God oor sy kinders voel. Romeine 8:32 sê, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Ons lewe se waarde is gekoppel aan die kruisdood wat Jesus vir ons gesterf het. Sy doodsvonnis het vir ons die ewige lewe saam met God verseker. God stuur sy enigste seun om in jou plek te sterwe vir die loon van die sonde wat natuurlik die dood is. Goud of silwer kan nie die waarde van jou lewe hier op aarde bepaal nie. Dit is onberekenbaar vir God. Jou lewe is gelykstaande aan die dood van Jesus Christus aan die kruis. Vir jou het hy gesterwe, daar het hy gelei en opgestaan, sodat jy vir ewig saam met God kan lewe. Geen geld kan jou verlossing koop nie. Jy is duur gekoop deur die kosbare bloed van die lam. As jy vandag sy offer aanneem, sal jy lewe, al het jy gesterwe. Ek wil die volgende stelling maak. Dink mooi hieroor na. As jy net 1 keer gebore is, sal jy 2 maal sterwe. Maar as jy 2 maal gebore is, sal jy net 1 keer sterwe. Ek herhaal dit. As jy net 1 keer gebore is, sal jy 2 maal sterwe. Maar as jy 2 maal gebore is,
sal jy net een keer sterwe. Ek verduidelik. Johannes 3 vers 3, Jesus antwoord Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy of sy die koninkryk van God nie sien nie. Deur ware bekering vind wedergeboorte plaas, en deur hierdie geestelike geboorte word God dan jou hemelse Vader. Ek haal Jesus se woorde aan, wat uit die vlees gebore is vlees, dis ons eerste geboorte, en wat uit die gees gebore is, dit is gees. Dis ons tweede geboorte, daar is dus 2 geboortes, een fisies en daarna geestelik, en daarom sal jy vir ewig lewe, al het jy fisies gesterwe. Maak het vir jou sin? Ek hoop so. 1 Korinte 15:55 sê die volgende, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is in die sonde, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Die dood wat die angel van sonde is uitgehaal deur ons Here Jesus Christus, wat in ons plek gesterf het. 'n Sondaar wat Jesus nie aanneem as sy verlosser nie, sy deel is vir ewig in die poel wat brand met vuur en swaal. Die woord is duidelik hieroor. Dit is dan die tweede dood. As jy net een keer gebore is, en jy gaan nie deur wedergeboorte vir 'n tweede geboorte nie, sal jy sekerlik 2 keer sterf. Eers fisies, en dan wanneer jy in die poel van vuur gewerp word met die wit troonoordeel. Hierdie dood, waar hulle wurm nie sal sterf nie, en die vuur vir ewig nie uitgeblus sal word nie. Markus 9:44 sê die volgende, onthou, dis waar hierdie skrifversie staan, van die wurm sal nie sterf en jou vuur sal nie uitgeblus word nie. Onthou dan, jou lewe op hierdie aarde is waardevol vir die Here. Moenie dit weggooi in die ewige hel van ewigdurende pyn en smart nie. As jy selfmoord oorweeg, sal jou tydelike pyn verander in helse pyn, wat nie sal ophou nie. Moenie mislei word deur die leuns van die vyand deur te sê, jy sal verlossing na die dood hê, as jy jou eie lewe neem nie. Mense wat dink dat hulle alleen is en dat niemand vir hulle omgee nie, is my volgende punt. Onthou, God het jou lief, toe jy nog 'n sondaar was. Die Here sal jou nooit begewe of verlaat nie. Niemand leef vir hulle self nie, en niemand sterf vir hulle self nie. Jy kan jou lewe leef soos jy wil, maar op die einde beland jy in God se hande, wat jou sal oordeel volgens die lewe wat jy op hierdie aarde geleef het. Daar word boek gehou van jou lewe op hierdie aarde, as jy dit dalk nie weet nie. Dit word geopen wanneer die dag van oordeel aanbreek. As jy verlate van mens voel, beteken dit nie dat jy alleen is nie. God is alomteenwoordig. As jy roep om hulp, sal hy antwoord. Wat die oor gemaak het, sal hy jou dan nie hoor nie. Hy is 'n help wat verlossing skenk, fisies en geestelik. Ek het al so baie getuienisse gehoor van mense wat God vir redding aangeroep het, en elkeen van hulle het verlossing ervaar, of dit fisies of dan geestelik was. Die derde punt is, mense wat dink dat daar geen uitweg vir hulle probleme is nie. Probleme kan oorweldigend wees met geen uitkoms in sig of geen hoop dat dit opgelos kan word nie. Dis wanneer mense begin dink dat die lewe meer pynvol is en hulle die dood dan as 'n uitkoms of 'n uitweg begin sien. Die waarheid is egter dat hulle slegs tydelike pyn verruil vir ewigdurende pyn sonder God vir ewig. As jy sonder God lewe, sal jy ook sonder God sterwe. Matteus 11:28 en Jesus is hier aan die woord. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Die lewe veg so baie van ons dat dit ons vermoeid en belas laat. As ons dan nie 'n herder het wat ons kan volg na waters waar rus en groen weivelde nie, laat dit ons in 'n verlore toestand sonder ware rus vir ons siele. Ons liggaam kan nog vermoeid wees, want na 'n goeie nagrus kan ons herstel. Maar wanneer ons geen rus het vir ons siele nie, word ons belas met onverwerkte gevoelens wat kan lei tot lewensmoegheid en ons dan afstomp tot 'n bestaan waar daar geen sin meer in hierdie lewe is nie en alles net te gejaag na wind. Jesus nooi ons
om hom aan te neem deur na hom toe te kom, die groot herder wat ons sal lei in sy spore van geregtigheid. Hy sal ons siele verkoop, omdat hy met ons is, en ons hoef nie te vrees nie, want hy gaan saam met ons deur elke dal waarin ons ook al mag bevind. Sy stok en sy staf, die sal ons vertroos. Hy berei vir ons 'n tafel teenoor ons teestanders. Hy maak ons hoofde vet met olie, en ons bekers loop oor van vreugde en blydskap. En net goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewe. Niks anders sal ons volg nie. Onthou dit, nie onheil nie, nie moordenaars nie, nie verkragters nie, nie geweldenaars nie, nie siekte of bekommernisse nie. Net goedheid en guns. God toets ons harte in hierdie lewe om ons te beloon as ons getrou aan hom bly, maar die duiwel versoek ons net soos hy Jesus versoek het, sodat ons kan faal. Deur selfmoordgedagtes wil hy jou beroof van 'n hoopvolle toekoms in Jesus vol van seën en voorspoed. Johannes 3:18 sê, hy wat in hom, Jesus Christus glo, word nie veroordeel nie. As jy glo met jou hele hart dat die Here Jesus Christus vir jou aan die kruis gesterf het en dat hy opgestaan het uit die dode en jy erken dit, bely dit met jou mond, dan eers sal jy gered word van die ewige dood. Maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enigstgebore Seun van God nie. Die alwesigheid van Jesus Christus in jou lewe gaan jou deur te staan kom in die ewige lewe na die dood. Glo my. Psalm 89 vers 49. Ek herhaal hierdie Psalm waarmee ons begin het. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk. Almal van ons gaan een of ander tyd sterwe. Ons is nie onsterflik, so sekere mense glo nie. Verseker gaan ons die dood sien, as Jesus nie weerkom nie. En wanneer hy weerkom, gaan hy onsterflike liggame verander. Maar dis 'n ander woord op 'n ander dag. Geliefde, ek pleit by u. Pleit ter wille van die siel. As u vanaand na hierdie boodskap luister, en u nog nie 'n besluit vir die Here Jesus gemaak, deur hom aan te neem, sodat jy gered kan word nie, nie net van sonde nie, maar ook van die ewige oordeel, doen dit asseblief vanaand. Moenie laat hierdie kans deur jou vingers glip nie. Die Here Jesus klop aan jou deur, maak oop vir hom, nooi hom in, sodat hy deel van jou lewe kan word. As jy dan vanaand die Here Jesus wil aanneem, bid die volgende gebed saam met my. Here Jesus, ek erken dat ek 'n sondaar is en dat ek myself nie kan red nie. Al verdien ek die hel, hoef ek nie daarheen te gaan nie. Ek vra u nou om in my hart in te kom en die koning van my lewe te word. Ek erken u nou as my Heer en my God. Vergewe asseblief nou al my sondes en was my nou skoon deur die kosbare bloed. Bekleed my nou met u geregtigheid en maak my 'n nuwe mens in Jesus Christus. Ek gee my totale lewe aan u om te maak soos u wil in en deur my lewe. Dankie dat u my nou vergewe van al my sondes. Was my nou skoon deur die kosbare bloed van die lam. Ek verklaar nou dat u my Here Meester is, dat u my Alfa en Omega is. Ek vra u dat u genade aan my sal betoon, deur my dag na dag deur te dra. En Here, dankie dat ek nou gered is, dat ek nou kind is en deel van die hemelse koninkryk. Dankie Here, dat u my nou wederbaar deur die Gees, sodat ek vir altyd saam met u kan lewe. Amen.